bely vanmôre, Here, dat daar krag in die naam van Jesus. Ek bely daar's genesing in die naam van Jesus. Die antwoord vanmôre is in Jesus. En ons loof U vanmôre omdat U 'n groot God is, 'n goeie God is. Welkom, Here. Bereik U doel vanmôre in elke hart, elke lewe, elke mens, elke siel en in ons verstand ook, Here. En laat U wil geskied in Jesus se naam. Amen. Jy kan nie sitplek neem, baie dankie. Baie dankie. Ek is so bly dat jy hier is, baie welkom hier by Nuwe Begin Gemeente. Almal wat op die Facebook live ingeskakel is, baie welkom. Dit is 'n voorreg om saam met jou te wees in die huis van die Here. En ek vertrou dat jy 'n goeie week gehad. Die koue is offisieel met ons, saam met ons, maar dit gaan ook verby. Dit gaan nie vir ewig aanhou nie. Amen. Party mense as die winter kom dan raak hulle sommer mislik. Ek hoop nie dis jy nie. Sê vir jou langs jou glimlag so bietjie. Sê vir hom suurlemoen, glimlag so bietjie. Dis vakansietyd en dis koud, so daar's mense wat nie hier is nie, maar ek is bly dat jy vanoggend hier is. Ek is net bly die Here gaan nie op vakansie nie. Kan jy dink as God op vakansie gaan en hy los jou op jou eie? Dankie Here dat U nie op vakansie gaan nie. Ek is besonder bly dat jy vanoggend hier is in God se teenwoordigheid. Dis die beste plek om te wees op 'n Sondagoggend. Ons gaan vanmôre vir Pastoor Mario en sy vrou Cheris vorentoe roep. Ek gaan vra dat hulle hier by my kom staan. Asseblief, hulle kan sommer vir my kyk. So Pastoor Mario en sy vrou het ek dink dit was Februarie maand, het hulle by ons aangesluit. Hulle het hulle mentorskap kom doen hier by ons gemeente. Hy het bedien, sy vrou het bedien. Hulle was getrou gewees van die begin af. Hulle het bygedra vir die werk van die Here van die begin af. Hulle het alles gedoen wat die woord sê hulle moet doen. En hy het van Februarie maand af begin met sy mentorskap eksamens. Hy was reeds 'n pastoor gewees en toe het hy sy bridging, die oorbruggingskursus gedoen. So dis my besondere voorreg om hulle vandag te orden as volwaardige PPK pastore, Pinkster Protestante Kerk pastore. Ons kan hulle 'n lekker handeklap gee. Amen. Hy en sy vrou het so mooi ingeskakel. Hulle is regtig nederige mense. Cheris het vir ons bedien by die vroue aand wat ons gehad het, ook op 'n ander keer. Ons is vandag bevoorreg om hulle dan af te kan teken. En ek het vir julle 'n sertifikaat hierso van hoofkantoor af, baie geluk julle, dat julle nou volwaardige PPK pastore in die hoofstroom is. Hulle mentorskap is dus afgehandel by ons, en ons gaan hulle vandag release, ons gaan hulle vrylaat, want hulle gaan nou by 'n ander gemeente gaan hulle verder werk, nie ver hiervan af nie. En ek wil vandag vir julle komplimenteer, Mario en jou vrou Cheris. Dit is die vinnigste wat ek nog gesien het in al die jare dat 'n pastoor al sy kursusse goed klaar maak en alles doen. Ek onthou by ons Zoom meeting maandag aand, ons het 9 nuwe kandidaate gesien op die keringskomitee maandag aand wat verby is, en hulle het 'n aanmerking gemaak en gesê hulle het nie gedink ons gaan hulle weer so gou op die Zoom meeting sien nie. So wel gedaan. Weet jy, dit is bewys dat 90% van persone wat die teologiese studies begin, maak dit nie klaar nie. 90% van. Wel gedaan, dit wil gedoen wees. So ons het in die verlede ander pastore hier gerelease, wat ook hier was in hulle eie bediening in, en vandag is dit my voorbeeld, my voorreg om hulle dan te release. En hulle is voorware 'n mooi voorbeeld vir ander. Ek het hulle dopgehou, hulle is humble, hulle is nederig, en ek het sommer daai eerste diens gesien toe ons hier moes stoele indra eendag. Dit is die usherspan se werk. Die pastoor het sommer die stoele gegryp en saam stoele gedra, sonder dat iemand hom gevra het. En ek weet vandag dat die Here het mooi planne vir julle, hy het 'n mooi toekoms vir julle. En ek wil graag een skrif wil ek vir julle lees, wat die Here op my hart gelê het. 2 Timoteus 4 vers 2 sê die volgende: verkondig die woord. Hou aan om dit te doen, tydig en ontydig. Dit beteken wanneer hulle daarvan hou en wanneer hulle nie daarvan hou. Wie van julle het geweet dat party Sondag hou jy van die boodskap, ander Sondag trap hy bietjie op jou tone, né? Goed. Weerlê, bestraf, ja, dit staan in die Bybel.
Ons mag iemand bestraf as hulle verkeerd is, maar lees verder, bestraf en vermaan in lankmoedigheid, liefde en lering. Dit moet met liefde gebeur. En daar waar julle gaan, ons gaan nog steeds by hulle betrokke wees, ek en my vrou. Ons gaan saam met hulle werk vir die Here, en mag die Here julle seën en vir julle bonatuurlike deure oopmaak in julle bediening, en mag hy julle grondgebied vermeerder, en mag dit met julle in alles wat julle aanpak goed gaan. Die Bybel sê, die regverdige se voetstappe word deur die Here gerig, en mag dit vir julle ook so wees. Ek wil graag 'n gebed vir hulle doen, en ek wil hulle seën vandag, so ek wil vra dat jy net jou hand na hulle toe sal uitsteek asseblief terwyl jy daar sit. Ek gaan sommer hier voor hulle staan. Here, terwyl die Heilige Gees vandag hier is, terwyl ons vir pastoor Mario en sy vrou Charis vanmôre orden as volwaardige pastore in ons kerkgenootskap, bid ek vanmôre dat die seën van die Here saam met hulle sal gaan. Ek weet dat die woord van die Here keer nooit ledig terug nie, en dit wat hulle gaan aanpak, gaan vrug hê. Here, die siele gaan inkom, hulle harte is reg. Ek bid vandag vir bonatuurlike wysheid. Ek bid dat julle sal bekragtig dag na dag, die dae wat hulle moeg word, dat die Heilige Gees naby aan hulle sal wees. En vanmôre wil ek hulle seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En in die toekoms gaan ons weer saamwerk en ons gaan trek aan hierdie ploeg wat U vir ons gegee het. En ek vra vandag, Here, 'n dubbele mate van U salwing op hulle lewe in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie geluk, pastoor, baie geluk. Charis, die Here seën julle, hoor. So as die diens verby is, gaan skud hulle hand. Skud hulle hand en wens hulle voorspoed toe vir die toekoms. En as Here op jou hart lê, sit sommer 'n R200 in jou hand en sit dit in sy hand en mag die Here hulle seën. Dit was 'n grappie, julle lag nie eens nie. Kyk gou of jy ou langs jou wakker is, asseblief, voordat ons begin. Dis belangrik dat jy vanmôre wakker is vir die woord van die Here. Ek wil vanoggend met jou praat oor op die skerm die klippe wat ons daagliks dra. Klippe praat van gewig. Het jy al iemand gesien wat met 'n swaar rugsak loop? Ek het hierdie week 'n man gesien wat hier in die straat op, hy het so groot sak op sy rug, maar hy loop omtrent soos 'n vraagteken, sy neus is so naby aan die teerpad. Toe dink ek, my eerste gedagte is, ek wonder wat het hy in daai sak, wat so swaar is. En hoe verder 'n mens loop met gewig, hoe moeiliker raak dit, en baie Christene lewe vandag presies so. Ons loop met goed, en dit word net nie beter nie. Die las word swaarder. Het jy al agtergekom, dat mense gaan deur die lewe, Christene, hulle kom kerk toe, hulle gaan terug huis toe, en wanneer hulle by die huis kom en maandag begin alles weer van vooraf, en dan, hulle lees hulle Bybel, hulle bid daagliks, maar dit is net asof die goed nie beter word in hulle lewe. Miskien voel jy vandag so. Ons glimlag aan die buitekant, maar aan die binnekant dra ons swaar klippe, wat God nie bedoel het vir ons om te dra nie. Hierdie klippe is laste. Daar's mense wat uiterlik glimlag, maar binnekant is hulle moeg. Moeg vir probeer, moeg vir baklei, moeg vir laste dra, moeg vir sterk wees vir almal. Wie van julle is die een in daai familie wat moet sterk wees vir almal? Jy moet dink vir almal. Jy moet almal help. Almal bel jou as daar hulp nodig is. En Jesus praat nie hierso met lui mense nie. Hy praat met mense wat uitgeput is. Mense wat al te lank laste dra wat hulle eintlik nie moet dra nie. Nou, ek het lank oor hierdie saak gedink en gewonder, hoekom is dit so dat kinders van die Here kom kerk toe, hulle doen alles wat ek doen, hulle bid, hulle lees hulle Bybel, maar dis asof dit nie beter word nie, dis asof die laste net swaarder word, en geestelik loop hulle krom rug. Party mense dra goed, wat eintlik net die Here kan regmaak. Daar's goed in jou lewe wat jy weet, ander mense kan my nie help nie. Dis net die Here wat my kan help. Vanoggend is jou oggend, God wil met jou praat. Die Here het vanmôre 'n woord vir jou. Goed wat mense dra, wat hulle dreineer, jy dra ander mense se pyn. Jy probeer almal red. Jy probeer almal gelukkig hou.
Jy is die een wat ander se emosies moet optel. Maar kan ek gou vandag vir jou sê, jy is nie die verlosser nie, Jesus is die verlosser. Ek het in my lewe baie mense probeer help tot op 'n punt, dan kom ek agter dat hierdie persoon wil nie eintlik gehelp word nie. They just carry on regardless. Jy kan vir hulle hulp gee, jy kan vir hulle raad gee, jy kan selfs finansiëel bydra tot hulle probleem, maar net 2-3 weke later dan sit hulle weer met dieselfde ding. Dis asof hulle nie op hulle eie voete kan loop nie. Dan kom ek agter, en ongelukkig het ek dit te laat, baie jare te laat agtergekom dat ek kan nie mense red nie, is net Jesus wat hulle kan red. Ek kan hier en daar my hulp offer en 'n bietjie raad gee en so aan, maar daar kom 'n dag wat jy moet nee sê en jy moet daai gesonde grense stel vir ander mense sodat jy jou eie vrede ook hier binnekant kan hê. Daar kom 'n dag wat jy moet sê nee, ek kan jou nie verder help nie. Want daar is mense daar buite, ons noem hulle in Afrikaans parasiete. Ja, daai ou aan wie jy nou dink, daar's sulke parasiete in ons lewe. Mense wat jou net absoluut drein, mense wat elke tweede dag kwaad is oor iets anderste. Jy moet net bond staan en vrede probeer maak en sulke mense drein jou. En wat doen jy in jou menswees? Jy moet terugstaan, want jy kan nie laat ander mense, jy kan nie almal se laste dra nie. Ma en pa, jou verantwoordelikheid is jou huis, jou vrou, jou man, jou kinders wat God jou gegee het. So ek wil vanoggend vir jou skrif lees, een skrif, Hebreërs 12 vers 1, the book of Hebrews chapter 12 verse 1. So ons gaan dit sommer op die skerm sit. Kom ons lees hom eers in Afrikaans. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke laste aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons is. Volharding beteken om aan te hou en aan te hou en aan te hou. So party mense hou van kougom en jy het 'n sekere brand. Toe ek 'n jong seun was daar Replay chappies gewees. Onthou julle Replay? Die advertensie het op die TV gesê dis die chappie wat aanhou en aanhou en aanhou. Dis daai een wat jy op jou bedkassie sit, dan kou jy hom weer môreoggend verder. Goed, dit beteken om aan te hou. Kom ons lees hom in Engels asseblief. Therefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doeth so easily upset us, and let us run with patience the race that is set before us. Die Engels sê ons moet met patience hardloop. Baie dankie Marlene. God het jou nie geskape om met onnodige gewig rond te loop elke dag. As jy te veel gewig in jou menslike liggaam moet ronddraai elke dag, gaan ergens iets verkeerd loop. 'n Man het eendag besluit om op 'n staptog te gaan in die berge en hy het vertrek en binne in sy sak het hy 'n paar klippe gehad. Op hierdie klippe het hy name geskryf. En ek het vandag op hierdie tafel het ek 'n paar klippe gepak en elkeen van hulle het 'n naam. So hierdie eerste klip se naam is vrees. En hierdie tweede klip se naam is skuld. Dan het ons 'n skerp klip wat jou kan sny. Sy naam is bitterheid. Dan het ons 'n klip van teleurstelling. Ons het 'n klip van woede en ons het 'n klip laastens van bekommernis. Hierdie man het hierdie 6 klippe in sy sak gepak en hy het begin loop. In die begin was dit nie so swaar nie, maar hoe verder hy loop, hoe swaarder word dit. En op die pad ontmoet hy 'n gids. En die gids vra vir hom, wat is in jou sak? Hy sê nee, ek het hierdie 6 klippe. En die man vra vir hom, maar hoekom dra jy hierdie klippe saam met jou? En sy antwoord is, ek het al gewoond geraak om dit elke dag saam met my te dra. Nou in ons geestelike lewe raak ons gewoond om sekere goed saam met ons te dra elke dag, want jy dink dit is maar jou lot. Jy dink dis hoe jy gebore is, so gebore en so gelaat staan. Jy dink dis maar my las wat ek moet dra. En hierdie gids sê vir hom, maar jy hoef dit nie te dra nie, en een vir een het hy die klippe uitgehaal en dit neergesit, en dis wat die Here vandag wil hê ons moet doen. Ons moet die goed wat ons moeg maak,
Jy hoef dit nie van vandag af verder te dra nie. Jy kan dit vandag by die Here los as jy wil. Sê vir jou langs jou as jy wil. Goed. So hierdie eerste klip is 'n klip van vrees en baie mense lewe met vrees. Hulle vrees die toekoms. Nou ek het agtergekom dat sekere mense is meer bang vir die toekoms as ander mense. As jy emosioneel sensitief is, moet jy nie elke dag die nuus lees of die koerant lees of die nuus kyk op die televisie nie. Want dit gaan jou dalk bang maak vir die toekoms. Want daar's baie goed daar buite wat ons hoor. Daar's mense wat vrees vir siekte. Want hulle het eers gehoor dat daar is 'n vloek op hulle familiebloedlyn en die oupa grootjie is dood aan 'n hartsiekte en toe is die oupa dood en sy pa ook en nou glo hy met sy hele hart dat hy gaan ook sterf aan 'n hartsiekte. Hy vrees dit. Want iemand het gesê dat die van Sails word nie ouer as 50 jaar oud, die manne in die familie. En ons glo dit en ons lewe met vrees. Vrees vir die finansies in jou lewe. Vrees vir dood. En hierdie klip van vrees steel ons vrede by ons. Want dis goed wat ons vrees in ons lewe. Het jy geweet dat die oorsaak, jy kan maar die boeke gaan lees, jy kan met mediese dokters gaan praat, die oorsaak van die geestelike oorsaak van elke siekte in hierdie wêreld begin by vrees. Dis die hoofwortel. Jesus sê die volgende, Jesaja 41, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Dit beteken as God saam met jou is, hoekom is jy bang vir die toekoms? Hoekom is jy bang vir siekte? Hoekom is jy bang vir die dood as die Here dan saam met jou is? Wanneer ons vrees, ons hierdie vrees vir Jesus gee, ontvang ons iets terug. Ons ontvang God se vrede. We receive the peace of Christ in our lives. Daar's net een wat vrede kan gee, en dis die prins van vrede. Sy naam is Jesus. Die tweede klip is die klip van skuld. Want baie mense dra skuld saam met hulle. Ek praat nie van finansiële skuld nie. Ek praat van 'n skuldlas van foute wat jy in die verlede gemaak het. Wie van julle is soos ek? Ek wens ek kan teruggaan en 'n paar goed regmaak. Ja. Ek wens ek kan teruggaan en net nie daai goed gesê het wat ek gesê het nie. Liewerste nie daai oproep gemaak het nie. Liewerste net stil gebly het of besig geraak het. Ons sit met skuld oor die mislukkings in ons lewe. Ons sit met skuld oor verkeerde besluite. Jy het baie verkeerde besluite gemaak. 'n Oom het vir my eendag gesê, die beste besluit wat hy gemaak het, was om met sy vrou te trou. Dis 'n goeie besluit. Maar daar's ander besluite wat ons maak, wat ons wens ons kan oormaak. Jy sit met skuld van sonde in jou verlede, maar die goeie nuus vandag is, Christ has already paid the price. Ek en jy moet dit verstaan. Hoor wat sê in Johannes 1 vers 9, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sonde te vergewe. Jy moet vandag glo dat as jy vergifnis gevra het met opregte hart, dat God regtig jou sonde wegvat. Glo jy dit vanoggend? God se woord sê so en ek glo dit vanmôre. Jy hoef nie aanhou om hierdie klip van skuld te dra nie, want Jesus het reeds aan die kruis gesterf. Dan het ons hierdie skerp klip wat seer maak, dis die klip van bitterheid. En bitterheid is een van die swaarste klippe wat 'n mens kan dra. Want jy wil hierdie klip by jou dra, want jy voel jy moet dit dra, want iemand het jou seer gemaak. En jy kry jouself so jammer, 'n ouer, 'n eggenoot, 'n vriend, 'n familielid. Jy dink jy straf hulle deur hierdie ding saam met jou te dra, maar eintlik straf jy jouself. Dink gou daaroor. Jesus leer ons in Efesiërs 4, vergewe mekaar soos ek julle vergewe het. Ag, kerk van die Here, kan ons nie maar meer vergifnis toepas in ons lewe? Hoekom moet dit so moeilik wees om mekaar te vergewe? Hoekom moet ons so sensitief wees en heeltyd klippe dra en hierdie goed saam met ons vat? Vergifnis maak nie die seer ongedaan nie, dit maak jou vry. Want jy dra iets swaar saam met jou. En God wil vandag hê dat jy moet hierdie klip
moet jy los, die klip van bitterheid en by sy voete dit los. Dan het ons die klip van bekommernis en baie mense loop met dit elke dag. Hulle het vir 1000 mense gevra, waaroor is die een ding, sê vir my die een ding, wat jou bekommer die meeste in jou lewe. En 90% van hulle het gesê, die toekoms maak my bekommer. Dit is so, want weet jy hoekom? Want jy kan nie in die toekoms insien nie. My verlede kan ek sien, maar nie my toekoms nie, maar ek het vanmôre troos, dat die een wat aan my kant is, kan in die toekoms insien, en sy naam is Jesus. En ek wil vanmôre vir jou profeteer, hier is 'n plek van profesie, dit gaan goed in jou toekoms, want die Here is saam met jou. As jy by God bly, sal dit altyd met jou goed gaan. Hy gaan jou deurdra tot aan die einde. Jy hoef nie hierdie klip van bekommernis te dra nie. Baie mense loop met dit, want jy's bekommerd oor geld, jy's bekommerd oor kinders, jy's bekommerd oor gesondheid, oor die toekoms. En Jesus nooi ons in 1 Petrus 5 vers 7 en sê, kom na my toe en werp al jou bekommernis op my. Ek sorg vir julle. Weet jy wat beteken hierdie woord werp in die HAT woordeboek? Werp al jou bekommernis op my. Dis om te gooi, weg van jou. Jesus sê, gooi jou bekommernis na my toe. Hoor wat sê die Engels, dit gaan sin maak. Cast your burdens unto Jesus. Gooi dit weg van jou af en gee dit vir die Here. En vanmôre kan jy die goed wat jy in jou lewe ronddra, kan jy hier los aan die voete van die Here. Of jy kan besluit om dit weer saam met jou te vat en verder swaar te dra daar, deur die week daar buitekant. The choice is yours. Die bekommernisklip dra nie môre se laste nie, dit steel vandag se krag by ons. Dit maak jou moeg. Dan is daar die klip van teleurstelling, en elkeen van ons het sulke goed wat ons by ons ronddra, want ons is teleurgesteld meeste van die tyd in onsself. Want jy het sekere foute gemaak. Jy's teleurgesteld in ander mense. Party mense is teleurgesteld in God. Want God het nie jou gebed geantwoord. Of God het iemand weggevat wat jy liefhet. Of jy het nie daai besigheidskontrak gekry nie. Of jy sit in 'n posisie wat jy nie wil wees nie en jy gee vir God die skuld, maar dis eintlik jou eie skuld want jy het slegte besluite geneem. En dan dra jy hierdie klip van teleurstelling. Jou drome het nie uitgewerk soos jy gehoop het nie, maar ek het goeie nuus, God is nog nie klaar met jou lewe nie. Hy's nog steeds besig. Romeine 8:28 sê ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Jou storie is nog nie klaar geskryf. En dan klip nommer 6 is die klip van trots. Trots is 'n gevaarlike klip, want ons sien dikwels nie die fout by ander mense nie, by onsself nie, verskoning, ons sien altyd die fout by ander mense. Weet jy wat sê trots? Trots sê, ek het niemand nodig nie, ek sal self regkom. Los julle my net uit. Maar Jesus sê in Johannes 15 vers 5, vir jou wat sê jy gaan self regkom, sonder my kan julle niks doen nie. Jy geweet dit staan in jou Bybel? Jesus sê sonder hom kan jy niks doen nie. Dis hoekom ek het lankal oorgegee en gesê ek kan dit nie op my eie maak nie. Ek het die Here nodig in my lewe. Daarom bid ek elke dag, daarom lees ek sy woord. Nederigheid maak ruimte vir God se krag in ons lewe. So ek lees van hierdie man wat op 'n trein klim en hy het ook hierdie sak met 'n klomp swaar goed, maar hy hou dit op sy rug vas. En iemand sê vir my, hoekom sit jy nie die sak neer nie? Hy sê nie, want hy wil nie die trein belas met sy gewig nie. Hoe absurd is dit, want jy dra al klaar die ding op jou, die trein het lankal jou gewig gevat. Die trein dra reeds die man en sy sak, tog doen ons dieselfde met die Here. God dra reeds jou hele lewe, hy het jou laste, hy het alles. Al wat jy moet doen is, sit dit neer en gee dit vir hom. En dan is daar iets wat ons doen, en baie van ons as Christene is skuldig daaraan. Ons dra ander mense se laste, want ons sê ons het hulle lief. Maar dis eintlik nie jou las om te dra nie. Hoekom dra jy 'n ander man se pakkie? Luister mooi, daar's 'n verskil tussen liefde en verantwoordelikheid. Jy het tog 'n verantwoordelikheid om jou eie goed te dra. Hoekom wil jy iemand anders se goed ook dra? Jy kry hierdie mense wat net almal wil help.
en dis mooi, dis Christelik. Maar jou eie lewe val uitmekaar terwyl jy ander mense help. Jy moet jou eie pakkie dra, jy moet vir jou eie huis sorg, jy moet jou eie huil uitwerk, jy moet doen wat God wil hê jy moet doen. Baie mense dink as ek dit nie dra nie, gee ek nie om nie. Nee, soms is die liefdevolste ding wat jy kan doen, is om iemand in God se hande te sit en vir daai persoon te bid. Ek het al vir mense gesê wat na wie ek praat, wat met my praat, hoorie, ek kan jou nie help nie, maar kan saam met jou bid. Want dis iets wat heeltemal buite my beheer is. Weet jy hoeveel mense stop hier by die kerk deur die week om ons te kom help? Ag, God, ek kan vra vir hulp. Ons gaan met elke week 'n bank roof om almal te help wat hier kom stop vir geld. Ons het nie net nie daai vermoë nie. En as ek jou kan help, sal ek jou help, maar as ek nie kan nie, dan gaan ek saam met jou bid, want ek ken iemand anders wat jou kan help. Daar kom 'n tyd wat jy vir 'n persoon moet bid, wat jy nie kan nie, want jy moet vir jy kan nie jou eie huis te nakom, om vir ander mense te sorg. Die Bybel sê, sorg eers vir jou eie huis. En as jy dan oor het, dan vat jy dit na buitekant toe. God wil hê ons moet ander mense help, maar nie ten koste van jou eie huis nie. Jou vrou gaan vir jou baie kwaad wees as jy jou geld en haar geld weggee vir ander mense. Jy moet eers vir haar sorg. Die liefdevolste ding is om ander mense in God se hande te sit, want party laste maak jou stikkend omdat jy dit probeer dra. Jy's nie sterk genoeg nie, alleen God kan dit dra. Ons moet vandag leer om hierdie gewig wat ons so ronddra onnodig vir die Here te gee. So hoe raak ons ontslaaf van dit? Eerstens, ons moet erken dat ons het 'n klip wat ons ronddra. As jy sukkel met onvergewensgesindheid en bitterheid, dan moet jy dit vandag erken. En jy moet dit los, want dis iets wat jou pla elke dag. Jy loop met dit, jy word wakker met dit, jy gaan slaap met dit. Want jy kan nie vergewe nie. Jy kan nie daai persoon uit jou kop uit kry nie. Dis ekstra gewig wat ons elke dag dra. Die tweede ding wat ons moet doen is, bring dit na Jesus toe. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Dis vir my verbasend dat jy vir mense die antwoord gee, Jesus, en dan stap hulle nog steeds met hulle probleme uit. Wil jy nie maar vandag jou trots en jou ego in jou sak steek, en dit vir die Here gee, en uitstap, en 'n vreugdevolle lewe hê nie. Ons moet dit werklik oorgee en nie terugneem nie. Ek sal nooit vergeet, ek gaan dit weer 'n keer vertel. Ek het hierdie getuienis gesien van 'n of ander profeet, 'n ou oom, so 'n oom met so groot baard, wat jare terug op die eiland Patmos, dis waar die boek Openbaring geskryf is, waar Johannes was, het hy gaan afsonder, dis daar naby Griekeland, naby een van daai eilande by Griekeland, en hy het werklik die Here gaan soek, en toe hy terugkom, ek het dit op TBN gesien, toe vertel hy wat God met hom gedeel het, en hy sê dat God wys hom hierdie kerk vol mense wat baie probleme het, baie laste, baie goed wat hulle dra, en die pastoor is besig om hulle te vertel hoe hulle dit moet hanteer, en hulle moet dit vir die Here gee, en daar's 'n uitnodiging, gee dit vir my, cast your burdens unto Jesus, en hy sien hoe dat engele in die kerk inkom, amper soos offerande mandjies, en by die mense omgaan, dat hulle laste en hulle probleme daarin sit, sodat hulle dit vir God kan vat. En hy sê dat 90% van daai mense sit dit in die mandjie, en net voor die engel loop, haal hulle dit weer uit, want hulle besluit, ek wil my eie las dra. Hulle sê eintlik, Here, ek vertrou jou nie, ek kan dit beter dra as wat jy dit dra. Want jy is nie bereid om oor te gee nie, jy is nie bereid om alles vir die Here te gee nie. Selfs die kleinste ding waarmee jy sukkel, kan jy vanmôre vir die Here gee. Hy sal jou las vir jou dra. Hy nooi jou vanmôre. Hy sê, raak van die laste ontslae, bring dit na my toe, en wanneer jy dit doen, gaan God jou lewe vul met vreugde. Wanneer ek en jy by die Here bly, vul hy dit met vreugde. Ons moet daagliks met hom stap, sodat ons vryheid in ons lewe kan hê. Dit moet 'n lewenswyse word. Jy moenie net 'n Sondag Christen wees nie. Antwoord jouself gou, is jy 'n Sondag Christen? Op 'n Sondag leef jy heilig, jy vloek niks nie, jy drink nie 'n druppel Old Brown Sherry nie, jy doen niks verkeerd op 'n Sondag. Maar hoe as jy maandagoggend opstaan? Dan wonder jou kinders, wie is hierdie ou, want hy was nie gister so gewees. Is jy 'n Sondag Christen, of het jy 'n daaglikse verhouding met die Here? Toe Jesus die kruis gedra het, het hy nie net hout gedra nie. Hy het my en jou se laste gedra. Hy het jou vrees gedra. Jou skuld het hy gevat.
Die bitterheid waarmee jy loop, het Jesus lankal gedra. Die teleurstellings het Jesus gedra, die bekommernis het hy gevat, die sonde het hy uitgedel, hy het dit vir homself geneem, hy het klaar dit gedra. Die vraag is, hoekom dra jy nog die klippe wat Jesus reeds betaal het? En as ons vandag eerlik is, gaan jy erken dat een van hierdie paar wat ek genoem het, is erns ter sprake in jou lewe. Gaan jy dit saam met jou huis toe vat? Of wil jy die uitnodiging van die Here aanvaar om dit vandag hier te los? Miskien sit jy met hierdie rugsak vol klippe vandag. Niemand anders kan dit sien nie, want jy glimlag mooi. Jy werk mos hard, jy leef voort, maar God sien die gewig wat jy dra. So ek het hierdie week so 'n bietjie my huiswerk gaan doen en ek het die musikante kan vorentoe kom asseblief. Ek het gelees van die hoogste berg wat almal wil uitklim. En dit is Mount Everest. Die ouens wat berg klim, dis soos die Comrades Marathon is nou die ultimate vir mense wat hardloop. Maar die berg wat almal wil klim is Mount Everest. En hulle vertel dat Mount Everest 2/3 van die mense wat opklim, kom nie bo uit nie. Dis net 1/3 wat daar bo uitkom. Hulle vertel dat uitputting is 'n probleem wanneer mense teen hierdie berg opklim, en dit maak dat baie mense 2/3 van hulle omdraai. As jy nie reg gepak het in jou rugsak nie, gaan jy een van daai 2/3 wees, want jy het te veel gewig wat jy saam met jou ronddra. En as jy te veel gewig het, gaan jy nie genoeg suurstof kry nie, en hoe hoër jy gaan, hoe minder word die suurstof op hierdie berg. Mense raak gedisoriënteerd, en dan maak hulle verkeerde besluite. Die antwoord is, as jy te veel gewig dra, word jy moeg. En as jy moeg is, dan maak jy verkeerde besluite in jou lewe. Meer as 200 lyke lê nog op Mount Everest vandag nog. Dis te gevaarlik om hulle af te gaan haal. Hulle lê daar, en die mense wat opklim, stap verby hierdie lyke. Hulle is gevries, want dit is ijskoud daarbo. Hulle het te swaar gedra, moeg geword en verkeerde besluite geneem. En enige bergklimmer sal weet, hoe hoër jy klim en hoe swaarder die las, hoe moeiliker word dit. En hulle sal vir jou sê, die hoofdoel wat jy moet hê, wanneer jy Mount Everest uitklim, luister mooi, is nie om bo uit te kom nie, dis om lewendig terug te kom. Dit word deurgekommunikeer aan elke persoon wat Mount Everest gaan klim. Jy daag nie net op en jy klim nie. Jy moet eers gaan en gaan luister hoe hulle jou toerus. Hulle gee vir jou 'n kursus wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie, anders dan gaan jy doodgaan. En dit het my getref. Die hoofdoel is nie om bo uit te kom nie, die hoofdoel is om lewendig aan die kant uit te kom. Jy moet terugkom. En die probleem is nie die berg nie. Enige iemand kan die berg klim wat geoefen is. Die probleem is die gewig wat op die klimmer se rug is. Dis die ware probleem. En baie mense bid vandag dat God die berg moet wegvat, terwyl God vandag vir jou sê, raak jy liewer ontslae van die ekstra gewig wat jy dra. Wie van julle weet dat hierdie berg kan nie makliker word nie? Het jy geweet hoe meer jy klim, hoe steiler word dit as jy opgaan? Die berg gaan nie weg nie, maar God gaan jou krag gee om by jou einddoel en bestemming uit te kom. Maar hy nooi jou vanoggend om van jou gewig ontslae te raak. Want as jy dit nie doen nie, gaan jy moeg word en jy gaan verkeerde besluite neem. Soos enige bergklimmer. Jy dra 'n klip in jou sak want iemand het jou seer gemaak. En jy sê soos hierdie bergklimmer, ek dra hierdie klip om my te onthou. En ons hou daarvan om onsself te herinner hoe dat iemand ons seer gemaak het. Want dit help jou selfbejammering. Ek wil jou vanmôre vrymaak. Vergeet van daai mense en maak jou vanmôre self vry. Hulle gaan aan met hulle lewe. Daai ou wat jou so seer gemaak het, jou teleurgestel het, hy of sy gaan aan met hulle lewe. Hulle lag, hulle hou partytjie, hulle Facebook wys dit vir die hele wêreld.
En dan sit jy hierdie kant kwaad en wonder, hoe kan hulle lewe so geniet terwyl ek so seer gekry het? Ek wil jou vanmôre nooi om daai klip van bitterheid en teleurstelling uit jou sak uit te haal en jouself vanmôre vry te maak. Onvergifnis straf dikwels die een wat dit dra en nie die een teen wie dit gerig is nie. So ek wil jou vanmôre nooi om hierdie klip wat jy dra te vat. En daar's een ding wat jy vanmôre kan doen om beter mense deur die kerk uit te stap. Vat hierdie klip en dan sit jy hom vanmôre by die kruis neer. Vat hierdie klip van bekommernis en gee dit vanmôre vir die Here. Sit dit aan sy voete. Hierdie woede en teleurstelling wat jy dra by jou elke dag, is nie wat God wil hê nie. Hierdie bitterheid en skuld wat ons dra elke dag, sit dit aan die voete van Jesus neer, sodat jou las vanmôre lig kan wees, wanneer jy uitgaan. Jy sal 'n ander mens wees, as jy dit vanmôre kan doen. So in jou lewe, is hierdie goed wat jou pla en ons wonder soms, hoekom doen ons dit, hoekom kan ek nie vrykom nie? God vra jou nie om voor te gee vanmôre dat dit nie gebeur het nie. Hy vra jou om oor te gee en dit vir hom te gee. Die grootste tragedie is nie dat ons swaar kry nie, dit is dat ons aanhou om gewig te dra wat Jesus reeds aan die kruis gedra het. En hierdie is 'n eenvoudige boodskap vanmôre met 'n uitnodiging, cast your burdens unto Jesus. En ek wil jou vanmôre nooi om dit te doen. Ek wil hê jy moet jou oë toemaak voordat ons oorgaan na die nagmaal toe. En hierdie boodskap is dalk nie vir almal nie, maar hier is iets wat vanmôre vir 'n paar mense is. En jy loop vanmôre met goed in jou hart en in jou lewe wat vir jou te swaar geword het. Goed wat jou laat swaar kry elke dag. En jy het dit vanmôre gehoor terwyl ek dit genoem het. En ek wil jou vanmôre nooi om nie met 'n sak klippe hier uit te stap en weer met gewig hierdie week in te gaan. Jy kan vandag 'n kwaliteitsbesluit neem en jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Ek gaan jou nie vra om vorentoe te kom. Ek gaan jou nie eens vra om jou hand op te steek nie. Hierdie is 'n oomblik tussen jou en die Here en ek wil jou vanmôre nooi om vanmôre van hierdie laste wat jy dra, vanmôre hier by God te los. Neem een besluit en sê, Here, ek is moeg om hierdie gewig te dra. Ek besef vanmôre, I am able to let go. God will help me if I leave this at His feet today. Al wat jy vanmôre moet doen is dit by die Here te los en nie verder weer daaraan te dink nie. Spreek vry, sit die goed wat jou pla vanmôre in die voete van Jesus en laat hy dit vir jou hanteer, want niemand kan dit beter doen as Jesus Christus nie. So ek gaan saam met jou bid en terwyl ek saam met jou bid, wil ek jou nooi om met die Here te praat. Net daar waar jy sit. Gee dit vir hom, dit kan jou gesondheid wees. Dit kan 'n las wees wat ander mense nie eens van weet nie. Los dit vanmôre by die Here, hy weet wat om daarmee te doen. Ek gaan saam met jou bid. Hemelvader, dankie vir hierdie gewyde oomblikke. Terwyl ek ervaar dat U Gees is hier vandag. U is met ons. Ek vra vandag dat U hand oor ons sal wees. Hier's mense wat vandag kwaliteitsbesluite moet neem op ten opsigte van hulle lewe. Ek vra nou vir elke las. U nooi ons vanmôre om van die laste ontslae te raak wat so swaar op ons skouers rus. En ek vra vanmôre, help ons Here om dit hier te los en U daarmee te vertrou. Ons wil dit nie meer dra nie. Ons is moeg. Ons is moeg om voor te gee dat dit goed gaan. Ons is moeg om te glimlag terwyl ons binnekant huil. Ons is moeg om te maak of ons dit kan sien vir die lewe, maar eintlik is ons bang daarvoor. Ek vra vanmôre dat U die eerlikheid van mense se harte vanmôre sal raak sien, dat U elke gebed in hierdie kerk sal hoor, elkeen wat nou woorde opstuur, Here, dat U dit sal hoor en dat U sal antwoord en dat ons vanmôre hier uit sal stap en ons laste sal los. Here, dat ons vry sal wees van dit waarmee ons ingekom het. Dankie dat Jesus ons vry maak vanmôre. Dankie dat U dit reeds op die kruis gedra het vir ons. Ons hoef dit nie te dra nie. En ons bid vanmôre dat U, Here, mense sal versterk wanneer die vyand kom en ons gedagtes aanval.
dat ons hom sal weerstaan in die naam van die Here. Help us not to pick up these heavy stones after we left it at the feet of Jesus. We pray that you will guide our footsteps. Here, dat u naby aan ons sal wees en ons trooster ook sal wees. Dankie dat u ons vandag bemoedig met nuwe krag. En dankie dat u mense in hierdie kerk gaan help. In Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie. Ek lees vir jou 1 Korintiërs hoofstuk 11 vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorlewer. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde: hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer terugkom. Wie dan op 'n onwaardige wyse van hierdie brood eet of beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam van Christus. Ek gaan vra dat hulle wat gereël is asseblief hier by my kom staan. Die orkes, die band, julle kan sommer hier agter my staan, dan gaan ek julle gou bedien. Eerste asseblief. Groot voorreg om weer vanmôre aan die Here se tafel te sit. Ek gaan eers hier agter gou bedien vir ons span. Baie dankie. Die liggaam van Christus. Ek herdenk saam met julle die liggaam van Christus. Ons herdenk die bloed van Jesus wat vir ons gevloei het. Keer. Johan, kom al twee Johanne, doen gou vir my ons klankspan daarbo, asseblief wil julle gou bedien. Baie dankie, ons sal vir julle. Baie dankie. In die nag wat deur Jesus verraai is, het hy brood geneem. Hy het dit gebreek
met sy disippels gedeel en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Die liggaam van Jesus. Ellen sy liggaam. Die liggaam van Jesus. Here. Daarna die beker. Neem, drink, dit is my bloed. Dit verteenwoordig die bloed van Jesus wat gestort was vir ons sonde. Dankie Here, u bloed. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy
Baie dankie. Almal gekry, niemand oorgeslaan nie. Groot voorreg, dankie aan almal wat gehelp het. Ons waardeer dit opreg. Vanaand het ons nie diens nie. Is geen diens vanaand nie. Woensdag aand 7uur het ons midweekdiens. En dan sien ons mekaar weer volgende Sondag. Ek wens jou 'n geseënde week toe. Gee my net 'n minuut. Ek wil net by die deur kom. Ek wil jou hand skud. Die Here seën jou.